Hallo julle, baie welkom weer so by 6 uur op 'n Vrydag. Dit is altyd spesiaal om saam met julle te kom ontmoet. Ons kyk vandag hier naby Riebeeck Kasteel. Hieronder is die Kloofendal of Kloofenberg of die Kloofenpaas van die De Tooys. Dis nou Stef De Tooy se ouers wat hier onder boer waar die 4 seuns groot geword het. En hierdie gedeelte is so 'n restaurant bo in die Botmapas wat so afkyk as jy daar onder kyk. Dis die plaas. En hierdie plek is natuurlik vernoem na die 4 seuns. Hulle nou het uitfiet. Dis die 4 seuns natuurlik nou 8 voete. En ek en Winnie drink eet gou ontbyt hier vanmôre en nou sê van ons maak 'n video. Ek baie graag so die volgende paar weke wil fokus net op die aanloop tot Kersfees. Kom ons sê die geboorte van die Here Jesus Christus wat daar gebeur het. En kyk of ons daar so 'n paar temas gaan kry om ons harte voor te berei vir daardie kosbare tyd so aan die einde van die jaar. Natuurlik ook die oorgaan na die nuwe jaar toe. Dit is eintlik 'n baie unieke tyd in die jaar vir baie mense in 'n gesin as hulle so by mekaar kom. En daarom wil ek graag vir julle lees hier uit Lukas 2 vers 10 tot 11. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding, 'n groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus Jesus. So tussen hierdie geraas met die karre wat so ry, vergewe die karre nou maar. Wil ek 'n bietjie met julle praat oor omgee. As daar nou tyd is waarin ons 'n wêreld omgee harte nodig gehad het, is dit nou. En wat 'n wonderlike geleentheid wanneer ons families so bymekaar kom. As daar baie mense wat alleen is en wanneer families bymekaar kom, is dit juis om ons omgee vir mekaar. En mag dit wees dat die Here vir ons sal aanspoor om in hierdie tyd, selfs in die klein. En daardie tyd was 'n onbenullige geboorte van die Here Jesus Christus. Hy is aan 'n stal gebore. Die herders moet van kom kuier. Hy word nie aangekondig as die koning van die hemel nie. Maar as 'n kind wat vir ons gebore is, gaan oor die omgee hart van God vir ons. Mag die Here vir ons help dat ons dit ook in ons eie harte sal neem. Om te vra hierdie Kersfees en veral die nuwe jaar wat nou voorlê, dat ons die voorreg sal aanleer en die gawe wat die Here vir ons gee om vir mense om te gee. Hierdie is 'n geleentheid aan die einde van die jaar om te gee. Of dit nou 'n spesiale etes vir mense gee, ons kry gemeentes betrokke by 'n skool op die Bottelarypad, waar ons 'n bietjie vir mense wil kos gee so oor Kersfees. Hier by die kerk gee ons ook vir mense kos wat dit nodig het. Maar die omgee is belangriker as dit. Ons gee om vir mekaar, ons is lief vir mekaar, maar omdat die Here ook in ons harte is. Kom ons fokus 'n bietjie hierdie tyd aan mense vir wie ons omgee. En ek wil vir julle uitdaag om miskien in hierdie week wat nou voorlê, te kyk na plekke waar jy kan omgee en waar jy iets kan doen waar die omgee hart van die Here Jesus Christus weerspieël in ons harte. Die Here het ons geleer om mense lief te hê. En een van die eienskappe van liefde is ons gee om vir mekaar. En daardie omgee sê ek stel regtig in jou belang. Ek hoor wat jy vir my sê, ek voel jou hart en ek wil iets doen om jou te help. Kom ons bid net saam. En Here, so vra ons dat U vir ons sal help om in die tyd ook te verstaan wat U vir ons kom doen het. U het in die omgee Vaderraad vir ons U seun gegee. U kom leer vir ons, Here, om uit te kyk na mense rondom ons, stikkende mense, seer mense, alleen mense. Mense wat hulp nodig het, mense wat harte nodig het van ander mense wat omgee. Vra ek, Here, kom wys hierdie mense vir ons uit. Leer vir ons ook, Here, wanneer ons in hierdie tyd by mekaar is met ons families. Ook vir die kleintjies, dat ons vir hulle sal omgee, vir mekaar ook, en mans en vrouens vir mekaar sal omgee. Omdat juis, Here, U liefde in ons harte is. Ons eer U daarvoor. Help ons, Here, om dit dan uit te leef, die roeping en die getuienis wat in ons harte kom bær het ook. Amen. Onthou net, God het omgegee. Hy het ons nie gelos nie. Hy het omgegee en sy seun vir ons gegee, sodat ons 'n kans het. En dis waar dit gaan in ons verhouding met God. Maar die Here stuur ons ook dat ons mense rondom ons die geleentheid se gee om ook 'n kans te kry met die liefde waarmee ons ook aan hulle harte moet raak. Die Here seën jou tot ons volgende week weer mekaar weer sien. Ons gaan weer aan met hierdie temas en mag ons regtig die teenwoordigheid van die Here ervaar in hierdie week. En onthou, kom ons wees lief vir die Here want hy is ons lief vir ons. Totsiens, volgende week se die Here.